Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Dis nou tyd vir jou sporthoogtepunte met Arnold Geerts. Nou Arnold, voor ons begin, wil ek gou kyk en hoor wat jou opinie is oor die volgende. Ons minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, no relation, het verlede week aangekondig dat Suid-Afrika se nasionale sportspanne geldbonusse sal ontvang. Met Bafana Bafana wat die grootste deel kry. Hulle kry 'n uitbetaling van R5 miljoen. Tydens 'n media-konferensie in Pretoria het McKenzie verduidelik dat Banyana, die nasionale onder 20 sokkerspan Amajita en die vroue Proteas elk as spanne R1 miljoen sal ontvang en die onder 17 sokkerspan Amajimbos wat tans in Qatar aan die Wêreldbeker deelneem, kry R500,000. Hoe voel jy oor hierdie bonusse vir die spanne? Soccer scored. It's a goal! Ja. Ek dink mens moet die redenasie daar agter verstaan en miskien is ons perspektief verkeerd. Terselfdertyd, dis goed dat spanne geldelike aansporing kry, maar ek dink mens moet gaan kyk na waar dit regtig nodig is. As jy werklik waar vir enige iemand iets wil gee, die Protea vroue span, cricketspan sonder enige twyfel, die mans Protea span wat ook ongelooflike opgang gemaak het in die afgelope paar jaar, en dan die Springbokspan. Nou ek verstaan almal sal sê ja, maar die Springbokke kry nou al reeds soveel borgskappe en dit en daai en dis meer. Maar terselfdertyd, wat sê jy eintlik vir hulle? Ja. Al hierdie ander spanne, en met groot respek, Bafana het toe uiteindelik deurgekom om te kwalifiseer vir die Wêreldbeker, maar dit was so. En as ons wil eerlik met mekaar wees, gaan hulle deurgaan op enige basis, gaan hulle iemand kan klop daar? Ek twyfel. Ek hoop ek is verkeerd, maar ek twyfel. Dis al wat ek sal sê. Reg. Kom ons gaan na die rugby toe. Ja, die Bokke wat 'n hele tweede helfte moes speel met net 14 man, maar hulle het diep gedelf en toe nou die 3 in die laaste 16 minute aangeteken. Wat my aanbetref, ek dink dit wys vir jou wat sit in hierdie span. En as jy gaan kyk, toe hulle halftyd besluit, toe sê Rassie vir Sia, luister, die span het besluit, jy sou moet afkom in jou 100ste wedstryd. En ons sal iemand anders moet opstuur, Roan Norke, wat kan spring in die lynstane, want dis wat ons nodig het. En dis waar die dominansie hier net so te loop soos die eerste 3. En raai toe nou, wie's toe nou reg daar in die middel? Meneer Esterhuizen homself, wat toe nou weer van tussen flank en so heeltemal soomloos, tussen flank en senter kan speel. Dis ek het hoendervleis as ek daaraan dink, want dit gebeur so min. In elk geval, op die ou einde, ek het gedink ons gaan net met 2 of 3 punte wen, maar die Bokke en daai rooi kaart het sonder twyfel gehelp om hierdie ding uiteindelik so te bewerkstellig, dink ek in elk geval. Ek dink ook so. Ek dink daar's 'n eenheid in hierdie span wat jy by min ander spanne gaan kry, jy weet. En vir my voel dit net die karakter wat hulle gewys het. Sia wat nommer 1 groot genoeg is om te weet, dit gaan nie oor my as 'n individu nie, dit gaan nie oor die span. Die span wat besef het, hier is die moeilikheid, ons gaan hierdie ding kan deurtrek. Ja. Wel dan. Ons kan baie lesse leer by hulle. Ja, definitely. Rassie Erasmus het nou aan die einde gesê, en ek gaan net hierby volstaan, ek dink die ouens wat begin het waarskynlik die oppositie sag gemaak, en toe kon die bank dit gaan afhandel. Beautiful. Oui, monsieur. Thank you very much for coming. Yeah, the depth that he's got and the opportunities for choosing players that are just as good in terms of substitution. And sometimes it's amazing. even better. So think about this lastly. Ek weet ek is so enthousiasties vir die bal, maar ek kan die hele sportsegment oor hulle doen. We could foreseeably field 3 Springbok teams against any team in the world, and all of them would be equally as good. So we're in a wonderful place. Gepraat van 'n wonderlike plek, Lando Norris wat toen uiteindelik gister in Sao Paulo gewen het, maar wat 'n wedren. Max Verstappen, net die 3de keer ooit in die geskiedenis van Formule 1 waar hy in die Kuipebaan begin het en op die podium opgeëindig het. Dit was sy bestuurswerk, sy vernuf. En toe ek Vrydag kyk na kwalifisering, toe sê hy op sy radio, the car is undrivable. Van daar af tot Sondag toe waar hy die motor gekry het om so te kon jag. So, dis so dit staan op die oomblik. Norris is voor op 390 punte, Piastri 366 en Max is 35 agter Piastri en 49 agter Norris. Ek sien hy het gesê in die nuuskonferensie, hy gaan 10-10-1 nie die kampioenskap kan wen nie, hy is miskien net te ver agter, maar jy weet nooit wat gebeur nie. Ons het nie gedink 'n rooi kaart gaan in die laaste 13-14 minute met die Springbokke, en dis wat dinge gedraai het. So, ja,
Wat my aanbetref, ek dink net ons sit in so 'n wonderlike situasie waar as jy na sport kyk, het iemand met die muntstuk so gemaak en hy hou net aan draai. Enigiets kan gebeur. So, but that's what makes it exciting, right? If the same people win all the time. Like there was that stage when Max Verstappen just won everything and it was just boring. It was like, oh, let him win again. He's going to win again. He's going to win again. And then we also have to say young Kimi Antonelli really rode unbelievably well yesterday. He drove bravely. Verstappen put pressure on him in the last 3 laps and he just couldn't quite get there and he couldn't engage DRS and dit was wonderlik om te sien. And Roz, we say this every weekend with Formula 1, but it's so good that it's open. It's open. Yeah. And then lastly, talk about open. Luister nou net hierna. Pieter, as jy rond is van 68, 65, 61 en 68 skiet en jy 26 ondersyfer na 4 rondes, sou jy dink jy sal wen, My vriend, ek sal redelik voel jy sal gelukkig wees. Iets in 'n glas laat klingel. Ongelukkig is dit wat Garrick Higo gister gedoen het in Mexico en hy het 4de klaargemaak. Ja, ongelukkig, hy kon nie die knoop deurraak nie. Ben Griffin was 300 vir sy eerste 4 pytjies op die ou einde, het hy 63 geskiet, 900 syfer, 29 onder syfer, 259 het hy mee klaargemaak. En Griffin het homself by Scottie Scheffler en Rory McIlroy aangesluit as die enigste 3 spelers wat nou 3 keer hierdie seisoen reeds kon wen. Maar Jong Higo is nou vir die 2de of die 3de week in 'n ry waar hy wys dat hy dit het. Hy het dit beslis. Net nie heeltemal, maar dis altyd baie moeilik. Dis interessant as jy met beroepsspelers praat. As jy 61 geskiet het die dag van tevore, is dit moeilik om daai weer 'n keer op dieselfde manier te kan doen. Maar terselfdertyd hy maak wonderlike geld en hy het sy kaart verseker vir volgende jaar. So ons is in 'n baie goeie situasie wat dit aanbetref. As ek in tuis gaan speel, dan is dit gewoonlik wat ek op die eerste 9 kry. Wow. Dalk moet jy ook gaan professionele golf speel, Pieter. Nee. Ek was verlede week 3 keer onder 'n boom, 3 keer onder die water en 3 keer onder die sand. Dis hoekom ons maar meer gereeld moet gaan speel, want ek het ook 'n Dunlop game. Dan loop ek hierdie kant en dan loop ek daai kant. Ek kan nou 'n paar ander vir jou ook gee, maar ek dink nie mense mag dit sê wanneer die kinders kyk nie. Nee, definitief. Annie, baie dankie, dit was lekker. Soos altyd. Sien uit na hierdie week se sport en die dinge. Selfde. Dis jou hoogtepunte vir nou gewees saam met Arnold. Bly ingeskakel want net hierna is ons rekenmeester. Meester van syfers, tuis hier om die geldsaake met jou te bespreek. Hy gaan vir my doodmaak, hy's nie rekenmeester nie. Ek kyk reken, hy's die meester.